Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. In sy familie se oë sou Dawid nooit meer as 'n skaapwagter gewees het nie. Maar in God se oë was hy Israel se volgende koning. Dit is verstommend hoe mense ander mense in sekere kategorieë plaas, selfs van geboorte af. Iemand sal sê, jy lyk presies soos so en so. Of jy is presies soos so en so. Of hulle sal jou oortuig dat jy maar net gemiddeld en gewoon is. En voor jy kan kry, glo jy al die valse assesserings en opinies van ander mense. Ons sien in die woord dat mense Timoteus ook in 'n boks wou plaas, deur hom te probeer oortuig dat hy te jonk is om 'n leier te kan wees. En daarom het Paulus vir hom geskryf in 1 Timoteus 4 vers 12, laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. Die etiket aan die buitekant van 'n bottel vertel vir jou wat aan die binnekant van die bottel is. En wanneer jy toelaat dat ander 'n etiket op jou sit, wat sê wie en wat jy is, beperk hulle jou. En sodra jy die etiket aanvaar wat hulle op jou plaas, begin jy glo dat dit is wie jy is en dat jy nooit meer as dit sal wees nie. Nee, net God kan vir jou vertel wie jy is, want hy het jou geskep. Kyk dus na jouself deur God se oë. Hy het jou geskep, hy het jou verlos, hy roep jou, en hy rus jou toe, en bemagtig jou. So trek die etikette af, wat mense op jou probeer plak, en begin weer droom. Soos Paulus sê in Romeine 8 vers 31, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Wanneer God aan jou sy is, kan jy slaag in wie en wat jy in sy oë moet wees. Here, dankie dat ek die etikette wat mense op my plak, kan aftrek en kan wees wie U my gemaak het om te wees. Dankie dat ek nie gedefinieer word deur my foute nie, maar deur wat U van my sê. Help my om niemand anders te wees as die mens wat U my gemaak het om te wees nie. In Jesus naam bid ek dit. Amen.